Hallo almal, so ek is baie opgewonde om net so 'n bietjie met jou te deel. Ek sit vanoggend weer hier by die dam en dis die plek waar my siel vol raak. Dit is die plek waar ek net Jesus ervaar sonder die strife, die performance, waar ek net regtig waar een kan wees in die oomblik en niemand pla my nie. En dit is so exciting. En om in so 'n plek van rus te wees is regtig waar 'n voorreg en is 'n voorreg om iemand het gister vir my gesê the Holy of Holies. Nou die Holy of Holies is binne in jou. Maar ook om stil te sit saam met jou pappa, om regtig waar hom te ervaar in hierdie oomblik is the Holy of Holies. En ek wil julle sommer net bietjie bemoedig. Ek loop gister by die nie gister nie, 2 dae terug was ek by 'n dam en ek sit so teen die boomstam en daar kom 'n man en sy seun en die man is 'n pappa en sy seun is seker so, ek wil amper sê 12, 13 jaar oud en hulle loop so om die dam en dit was nogal vir my vreemd gewees om te sien hoe hierdie pappa rondom hierdie 12-jarige seun kloek. Jy weet, hy sit in by hom, hy gesels met hom, hy loop en dan daar waar hy swem, daar waar hy loop, daar soos hy heeltyd hou hom soos 'n valkdop. En dit was vir my vreemd. Dit was 'n vreemde kombinasie want ek het nooit 'n pappa gehad wat dit met my gedoen het nie. En terwyl hy so loop, dan kyk hy vir die seun, dan swem die seun so bietjie en hy was so beskermend en liefdevol. Dan vat hy die seun se hemp en ja, en dan swem hy en dan encourage hy weer die seun en so gaan hulle aan. En mense sien dit mos gewoonlik in 'n ma en jy weet en nog kinders, jy weet. Maar om dit by 'n pappa te sien was vir my 'n vreemde konsep gewees. My kinders is al redelik groot. Ek is baie lief vir my kinders. My kinders weet dit. Ek is baie lief vir hulle. Maar ek is nie die kloekende tipe nie. Ek is nie die persoon wat heeltyd sal kloek om hulle nie. En ek dink daar's baie mammas en pappas daar buite. Maar ek dink tog die Here het hierdie voorbeeld vir my gewys om vir my te wys hoe hy oor sy kinders voel, hoe hy oor my en oor jou voel. En dit maak my opgewonde, want as ek nou na hierdie ou kyk, en ek kyk na my pappa, en ek besef dat dit is hoe my pappa besig is om saam met my te loop, te kyk wat ek doen, jy weet, saam met my omstandighede te deel, en regtig waar net om gewaar te wees met alles wat ek doen. En ek soos in, Here, wow, en dan sou daar skryf wat sê, Here, wat is die mens dat U aan hom dink? Wat is die mens dat U hom so belangrik gemaak het? En dan besef ek dat ons besef nie ons waarde nie. Ons besef nie ons waarde nie en value, worth en identity. Dis die 3 goed wat Vader gekom het om te kom restoreer. Maar ongelukkig het die vyand dit kom steel en as jy nou maar na enige situasie gaan kyk, dan is dit nou maar net jou waarde word gesteel. Dit wat jou value word gesteel. Jou identiteit word gesteel. En dit maak my opgewonde, maar in 'n sin ook kwaad, want ons besef nie wat ons het en wat ons is nie. Jesus is soos hierdie man wat hierdie skat ontdek het en hy het alles wat hy het gaan verkoop om daardie land met daai skat op te koop. Jesus het nie net gekom om te sterf vir ons sondes en om 'n prys te betaal vir ons sondes nie. Hy het gekom omdat hy ons waarde verstaan, omdat hy verstaan wie ons is, ons maker. Hy ons pappa. En hy het gekom om hierdie verhouding tussen my en hom te herstel. En elke keer as daar probleme is, elke keer as daar challenges is van die vyand, elke keer as daar mense is wat jou haat, mense wat jou sleg sê, dan is dit regtig net om te verstaan die waarde, wie jy is,
wie sin jy is. En ek dink so min van ons, wanneer ons gepaard, jy weet, onder hierdie helse druk van die wêreld gaan, so min van ons staan regtig vas en sê, maar luister hier, ek het waarde, ek is geliefd, ek het 'n pa wat nie verloor ken nie. En dit is iets wat ek regtig bid, dat Jesus hierdie jaar in sy kinders se harte sal vasmaak. Dat elkeen sal besef die waarde wat hy het, en dat sy identiteit nie in homself of wat hy doen lê nie, maar in Christus Jesus en wat Christus gedoen het. Ek het al vir julle vertel hoe ek gesê het eendag vir die Here, ek sê, Here, ek het niks om jou te bied nie. En hy antwoord my en hy sê, in die kerk, hy sê, en ek is opgewonde daaroor, hy sê, maar, dis okay, my seun in jou is genoeg. Weet jy wat jou waarde is? Julle, die verlede, en die aantuigings, en wat ook al, ek dink sommer aan Paulus. Ek meen Paulus, hy preek 'n boodskap, wat sê, weet jy wat, ek het nie deur self werke, ek het niks te doen gehad met die feit dat Christus my gekies het. Ek het niks te doen gehad met die feit dat daai oomblik wat die Here my gesien het en gehoor het, daai oomblik wat my lewe verander het, waar die Here my geroep het, en daai ontmoeting wat ek gehad het, was niks met my te doen nie. Het was nie ek nie, het was nie my keuse nie. Niks wat ek kon doen, kon my op daai plek bring nie. Ek was Paulus sê, hy was die grootste persecutor. Hy was die grootste failure. Hy was die ou wat regtig mense vervolg het. Christene doodgemaak het. Maar tog op daai oomblik, wat hy die ontmoeting het met Jesus Christus, sê Paulus, weet jy wat? Dis deur genade wat ek gered is. En vandag wil ek vir jou sê, dis deur genade, niks wat jy kan doen, kan jou red, of beter maak, of meer heilig maak nie. Dis oor Jesus binne in jou. Sy ability, nie jou ability nie. En baie keer is daar aantuigings, en daar's seer, en daar's mense wat jou wil doodmaak, en daar's mense wat jou siel wil aankla, en daar's mense wat nie die son vir jou sien skyn nie. Maar baie keer wonder ek, die Here het vir my hierdie voorbeeld gegee. Hoe het Paulus gevoel? Hoe het Paulus gevoel? Hierdie man wat nuut gemaak is met sy nuwe liggaam, met sy nuwe verstaan, met sy nuwe fondasie, wetende dat die koning hom gekies het. Maar hoe het hy gevoel? Wanneer sy omstandigheid teen hom gedruk het, wanneer sy verlede teen hom gedruk het, wanneer die accusers teen hom gestem het, en hy was regtig skuldig. Hoe het hy gevoel? Hy het deurgedruk, hy het opgestaan, hy het deurgedruk, hy het elke môre opgestaan, en hy het mense om hom encourage, en hy was 'n lig, en hy was 'n lewende brief, uit God se hart, vir mense, en tot vandag toe, lees ons hierdie briewe, en is ons ge-encouraged, en staan ons sterk. Want Paulus het iets verstaan, wat ek en jy nie verstaan nie. En dit is dat daar waarde is. Waarde, oortuiging, dat hy is genoeg. En toe Jesus aan die kruis kom sterf het hy dit nie net gedoen om ons sondes te vergewe nie. Nie net om ons vry te koop nie. Dis die bonus. Maar hy het gekom om separation meer klaar te maak. Hy het gekom want hy weet wat jou waarde is. Hy is soos daai pappa wat langs die dam loop met sy kind. En hy kan sy oë nie van sy kind afhaal nie. Al is hy al klaar 13 jaar oud, al weet hy hierdie kind is verantwoordelik, en al weet hy hierdie kind kan hy vertrou, maar loop hy saam met hom in 'n relationship, en is elke klein detail van hierdie kind se lewe vir hom so belangrik, en hy is gewauw met die klein goedjies. Vandag is my gebed, dat jy en ek dit so sal ervaar. Dat ons sal ervaar wat Jesus, wie Jesus
in ons is. En dat ons sal weet dat ons is dier gekoop, maar nie net dier gekoop nie, maar so verskriklik geliefd. Hy is ons pappa. En vandag bid ek dat jy toelaat dat Vader jou kom wow. Baie seën vir jou. Lekker dag.